Goeiedag sê familie en vriende, julle is hartlike groet in die naam van die Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg het ons weer eens. Ons is in hierdie pragtige Pinkster in en die Here het ons deurgedra en ons kan sien dat die hand van die Here is regtig oor ek en u se lewe. Ek wil vandag vir ons elkeen sterk bemoedig wat ingeskakel is. Wil ek hê ons moet almal lees vandag in die boeke van Handelinge. Die boeke van Handelinge 1 vers 8 gaan ek lees. Die Bybel sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees. Halleluja, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees in Jerusalem. Ek wil vandag praat oor 'n onderwerp, I'm the evidence. Ek is die bewyse dat die Here lewe. Ek is die bewyse dat God bestaan. I'm the evidence. Vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Die Bybel sê, op hierdie dag wat die Here weggevaar het, hemelvaart, volgens Handelinge 1 sê die Bybel van die inleiding, die hemelvaart van Jesus, sê die Bybel, dat die Bybel sê in Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek wil vandag met iemand praat en iemand sê, jy is a witness. Jy is die evidence dat God bestaan. Ons almal weet dat die Bybel sê 2000 jaar terug het die Here Jesus Christus aan die kruis gesterwe vir ek en u. En die Bybel sê, en hy is begrawe en hy het 'n belofte gemaak, op die 3de dag sal ek uit die dood uit laat opstaan. En die Bybel sê, ons is nou in die tyd van Pinkster. Die Bybel sê dat 40 dae na sy opstanding, sê die Bybel, het hy opgevaar na die hemel toe en hy het sy regmatige plek ingeneem en hy sit aan God se regterhand. En ek wil vandag met iemand praat wat dalk voel, u is alleen, u voel u is verlate, u wonder, is die Here naby my, is die Here regtig daar vir my. Ek wil iemand vandag bemoedig dat die Bybel sê, dis dieselfde Gees wat die Here uit die dood uit laat opwek het, dieselfde krag wat die Here uit die dood uit laat opwek het, is binne in ek en u. En vandag sê die woord van die Here, en ons sal krag ontvang. Ek wil dit vandag losmaak oor elke kyker, die krag van die Here, waar daar probleme is, waar daar mense is wat siek is, die krag van die Here maak ons los oor elke kyker vandag, u wat ingeskakel is. Jy dalk nie meer krag om aan te gaan nie. Maar die Bybel sê, juist toe ons nog swak was, het die Here op die regte tyd aan die kruis vir ek en u gesterwe. Die Bybel sê die skuldbrief wat op ons moes was, het Jesus op hom geneem en hy het aan die kruis gesterwe vir ek en u, maar hy laat ons nie wees agter nie. Hy is nie soos 'n mens wat uit ons lewe uitsterf nie en na 'n tyd vergeet ons van daardie persoon wat uit ons lewe uitgesterf het nie, maar Jesus maak die belofte en hy sê in Psalm 32 vers 8, hy wil jou leer, hy wil jou onderrig, hy wil jou die pad wys waarop ek en u moet loop. En die Here weet dat hy moet opvaar na die hemel toe en hy moet sy regmatige plek ingaan neem aan die regterhand van God. Moet hy gaan sy plek gaan inneem en hy maak die belofte aan ons wat agterbly en hy sê wanneer die Heilige Gees, maar julle sal krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en vandag is die Heilige Gees nie net oor ons nie, hy is in ons, en die Bybel sê, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Mag hierdie Pinkster van 2026 'n Pinkster wees wat ons beweeg word met die krag van die Here. Mag ons wat in dienswerk staan van die Here, in die teenwoordigheid van die Here kom, dan moet mense onder die krag van die Here kom. En die Bybel sê, waar 2 of 3 vergader, daar is die Here vandag in ek en u se midde. Ek maak los vandag oor elke kyker waar daar siekte is. Ons maak die krag van die Here, die vuur van God maak ons nou los oor jou lewe. Die Bybel sê, elke belofte is ja en dis amen. Maak nie saak hoeveel beloftes daar opgeteken is in die woord van God nie. Elke belofte is ja, elke belofte is amen. Die Bybel sê, wanneer die Heil maar julle sal krag ontvang, en wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees. Ek wil met iemand praat vandag deur iemand te sê, jy is 'n getuie dat die Here lewe. Van niemand van ek en u het 2000 jaar terug, niemand van ons is 2000 jaar oud in vandag se dae, en die Bybel sê 2000 jaar terug het die Here aan die kruis gesterwe vir ek en u, en die Here wil vandag sy krag oor ek en u release. En net daar waar jy sit in jou sitkamer, in jou kamer moontlik, in jou kombuis moontlik, in jou voertuig, waar jy ry en jy luister na die uitsending, bid is my gebed nou, ek spreek 'n woord, dat jy krag sal ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En ons maak vandag los, die drie enige God oor jou lewe, die Heilige Gees maak ons los oor jou lewe, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ek wil iemand vandag sê, dis die krag van die Here wat ek en u nodig het. Ek stuur die krag van die Here, ek stuur die vuurkrag van God na elke familie toe, waar daar probleme is, waar daar tekortkominge is, waar daar siekte is. Maak ons die vuurkrag van die Here los oor jou lewe. En die Bybel sê, en julle sal krag ontvang, nie môre nie oormôre nie, ons sal die krag van die Here nou ontvang. Al wat ek moet doen is om die woord van God te aanvaar, sodat ek die goedheid van God kan ervaar. Daarom wil ek afsluit deur iemand te sê, ontvang die krag van die Here. Ek en u is 'n getuie dat die Here lewe, en dat hy opgestaan het, en dat hy die dood oorwin het. Hy is nie meer in die graf nie, hy het opgestaan, en hy het opgevader na sy Vader toe, en hy het opgevaar, en hy gaan sit aan God se regterhand, en hy dien as ons hoëpriester. Daarom sê die Bybel nou, en ons sal groter werke doen as wat Jesus gedoen het. Grootste werke wat ek en u kan doen, familie en vriende, is om iemand na die Here toe te lei, is om iemand te sê dat die Here lewe, die Here het opgestaan, en die Here sit aan God se regterhand, en hy dien as jou hoëpriester. Ontvang die krag van die Here, net daar waar jy sit, net daar wat jy ingestel is, maak ons die krag van die Here los oor elke kyker, los oor ons families, los oor ons jong mense, los oor ons werke, los oor gevangenisse, los oor hospitale. Ontvang die krag van die Here, van die Bybel sê, en ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons laat kom. En daarom sal die Heilige Gees ons leer, hy sal ons lei in alle waarheid in, en ek maak dit los vandag. Daarom meneer en mevrou, kan jy nie opgee op die lewe nie. Ek weet nie waartoe jy gaan nie, hoe swaar dit vir jou is nie, maar ontvang vandag die krag van die Here. Bybel sê, roep my aan in die tyd van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar julle moet my eer. En ek maak los vandag oor elke kyker,
Die krag van die Here maak ons los, want die Bybel sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis is. En ons maak vandag los die vuurkrag van die Here, en ek gaan afsluit deur iemand te sê, die vuur van die lewe het die vermoë om jou uit te brand en om jou dood te brand, maar die vuur van God het die vermoë om jou los te brand. En vandag kom ek na 'n luisteraar toe en ek sê vandag, ontvang die krag van die Here, waar jy sit, waar jy ingestel is, waar jy ingeskakel is, sê vir jouself, ek ontvang die krag van die Here. En hulle het in die bovertrek gewag met verwagting. Kry vandag verwagting dat Pinkster in jou lewe herlewing bring in jou lewe. Herlewing by jou werk, herlewing in jou gemeenskap, herlewing in jou kerk, herlewing in hospitale, herlewings in gevangenisse, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Iemand moet opgewonde raak en iemand moet excited raak, want die krag is die krag van die Here wat hy losmaak oor ons dorp, oor ons gemeenskap, oor ons wêreld. Ons stuur die vuurkrag van God na die vier hoeke toe van hierdie aarde, na die noorde toe, na die ooste toe, na die suide toe, na die weste toe. En ek wil iemand vandag sê, ontvang die krag van die Here. As mense nog twyfel of wonder of God bestaan, of God 'n werklikheid is, wil ek sê, u moet u self sê, kyk na my. Sê 'n persoon wat wonder asof God nog bestaan, asof God nie lewe nie, sê, kyk na my, ek is die witness, ek is die bewys dat die Here lewe. En daarom het die Here 'n liggaam nodig waar hy sy gees kan uitstort. En daarom sê die Bybel, en in die laaste dae sal hy sy gees op alle mense uitstort. En ek wil afsluit deur jou te sê, ontvang die krag van die Here. Mag die Pinkster 'n Pinkster wees waar jy beweeg met die vuurkrag van die Here. En as u gebed nodig het, kan u die volgende nommer wat u op die skerm sien, kan u kontak maak, en ons wil jou 'n geleentheid gee om na die Here toe te kom. En ek wil die uitnodiging doen vandag, omdat dit Pinkster is. Pinkster is 'n tyd wat ons beweeg met die vuurkrag van die Here, wat herlewing moet plaasvind, restaurasie moet plaasvind. En ek weet, daar's baie wat luister na die uitsending, en baie wat sê dat dat die Here het klaar vir ek en u gesterwe vir ons sondes, dat die Here klaar vir môre se sondes gesterwe. Ek weet, daar's baie wat luister na dit, en baie sê dit, maar ek sê nog altyd die Here het my geroep as 'n evangelis, en die Bybel sê, sonder bekering is daar geen verlossing nie. Jy moet met jou mond bely en met jou hart glo dat hy die seun van God is. Jy moet die Here vra om jou te vergewe. Die Here het jou klaar vergewe, maar die Here wil hê jy moet jou mond oopmaak. Ek is by die invitation. Ek wil hê iemand moet vandag mooi luister na my. Wanneer my seun iets nodig het van my af, en hy staan met 'n toe mond voor my, terwyl ek en u in Pinkster is, en my seun het 'n behoefte, as my seun nie sy mond oopmaak nie, en sê, Daddy, ek het dit nodig nie, kan ek nie in sy behoefte voorsien nie. En ek weet, daar's baie mense wat kyk en sê, die Here het al alles vir jou reeds gegee, jy het al reeds alles gekry, beweeg in die liefde van die Here. Maar as ek met 'n toe mond staan, dan kan die Here nie voorsien aan my nie. Ek moet uitreik na die Here toe. Ek moet sê, Here, ek het dit nodig. Ons spreek nie condemnation nie, of ons spreek nie die wet nie, ons spreek die woord. Want die woord sê, roep my aan, en ek sal jou antwoord en ondeurgrondelike dinge aan jou bekend maak. En daarom gebruik die Here die platform om iemand te sê, daar is nog plek by die kruis vir jou. 10,000 het gekom, maar daar is nog plek by die kruis vir jou. Op die pad van die Here het jy begin moeg raak, en jy gaan sit op die pad. Maar die woord van die Here kom vandag, en hy sê, en jy sal krag
ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En ons maak vandag die Heilige Gees los oor jou gesin, oor jou huwelik, oor jou situasies, oor jou probleme. As jy die Here aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, ons hoor dat die Here dit al reeds gedoen aan die kruis, maar hoor wat Johannes 1 vers 12 sê, en almal wat die Here Jesus Christus aangeneem het, hy die reg gegee om kind van God genoem te word. Moontlik kan ek 'n boodskap kry van iemand af wat vir my kan sê, evangelis Nathan, ons almal is kinders van die Here het vir ons almal gesterwe aan die kruis, reg genoeg, maar almal het nie die genade van die Here aanvaar nie. En baie mense lewe nog in condemnation in hulle verlede, maar jy is vandag hier en die Here wil jou geleentheid gee. Al wat die Here wil hê jy moet doen vandag is om uit te reik van jy is 'n getuie dat die Here bestaan. Die persoon langs aan jou ken nie dalk jou stryd nie. Daarom is jy 'n witness om die persoon langs aan jou te vertel dat die Here lewe. Jou stryd is dalk nie soos daardie een se stryd nie, maar ontvang vandag die krag van die Here. Ja, die Here het vir jou gesterf aan die kruis, maar weet dit ook, ek en u moet geloof vat en die woord van God vat en sê vandag vat ek die woord, ek maak die woord my eie en ek ontvang die krag van die Here. Die Here tel vandag 'n moeder op wat moederloos is, 'n vader op wat moederloos is, 'n nasie op wat moederloos is, 'n gebroke familie tel die Here op. En die Sondagskool sing, hy vat my hier, hy sit my daar, hy tel my op. Ek is hoog geplaas, mag die krag van die Here jou optel uit jou gebrek uit. En iemand ontvang vandag die krag van die Here. Vader, ek kom vandag in die naam van Jesus Christus, ek bring elke kyker vandag voor u, Here. Ek wil hê elke kyker moet vandag besef dat u is in beheer van elkeen van ons lewens. En ons hoor ook vandag, Here, dat u sê en die Heilige Gees sal oor ons kom en ons sal krag ontvang. En terwyl iemand nou ingeskakel is, luister na die program, luister na hierdie gebed, is my gebed, Here, dat hierdie persoon die krag van die Here sal ervaar. My gebed is nou, Here, dat u ons sal vat van krag tot krag, sterkte tot sterkte, oorwinning tot oorwinning. Here, ek bid vandag dat iemand luister na die woord en dat iemand die regte besluit sal maak. En die regte besluit is om Jesus aan te neem as hom of haar se persoonlike verlosser en saligmaker. En ek maak los vandag die genesende hand van God oor elke kyker. En ek los die gedagte, ontvang die krag van die Here, en ons is sy getuienisse, en die Here seën ons. Amen. Die Here seën u, die Here versterk u, Evangelist Nathan Besuidenhout, ontvang die krag van die Here, en gaan in die vrede van die Here. Die Here seën.